welkom terug by dag 2 van ons Heilige Week Journey. Nou, soos julle weet, ons ontdek nou elke liewe dag van hierdie week iets belangrik wat tydens Jesus se laaste week gebeur het, voor hy aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Nou, gister het ons geleer oor Palm Sondag en hoe Jesus toe nou in Jerusalem ingegaan het as die beloofde koning. Nou, as julle hierdie les gemis het, wil ek julle aanmoedig om asseblief terug te gaan en dit te gaan kyk, want elke les is so belangrik in hierdie Heilige Week Journey. Nou, is julle gereed om te sien wat volgende gaan gebeur? Awesome, maar voor ons begin, kom ons bid gou eers. Here Jesus, dankie dat ons hierdie spesiale Heilige Week Journey net saam met mekaar kan deurwerk. Help ons asseblief om te verstaan wat U ons deur vandag se les wil leer en help ons om U elke dag meer lief te hê. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Nou julle, soos julle weet, gister het mense nou Jesus geëer en 'n liefde vir hom gewys deur palmtakke te swaai en hulle het hulle klere neergelê en hulle het gesing en hulle het Hosanna geskree. Maar julle, vandag gaan ons iets heeltemal anders sien. Vandag gaan ons sien hoe iemand op 'n baie spesiale manier vir Jesus gewys het dat hulle hom nou lief het. Nou, om vir julle 'n idee te gee hoe hulle vir Jesus gewys het dat hulle hom nou lief het ek vandag nou ietsie saam met my gebring. Weet julle nou wat hierdie is? Ja, dit is parfuum. Nou, vertel my gou julle, hoekom gebruik mense parfuum? Dit is mos nou om lekker te ruik. Nou, partykeer julle kan parfuum baie duur wees. Veral is dit nou 'n beautiful bottle soos hierdie kom. En julle, in vandag se storie het iemand vir Jesus baie duur parfuum as 'n geskenk gegee. Maar hier is die surprising deel. Party mense het gedink dit was 'n waste. Maar julle, Jesus het ten minste gesê wat hierdie persoon gedoen het, was 'n baie goeie ding. So, kom ons kyk gou na vandag se Bybelstorie sodat ons presies kan sien wat gebeur het. Die Heilige Week Journey. Jesus is gesalf. Die is Jesus. Heyo! Hy is die Seun van God en die Verlosser van die wêreld. Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy vir almal vertel van God se groot liefde en mense gesond gemaak wat siek was. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om storms stil te maak. En hy het selfs mense uit die dood uit laat opstaan. Wahoo! 2 dae voor Paasfees was Jesus in Betania by Simon se huis. Hey, come on in! Hy was melaats voordat Jesus hom genees het. Terwyl Jesus sit en eet, kom daar 'n vrou met 'n beautiful glashouer vol van duur parfuum. Sy breek die houer oop en gooi die parfuum oor Jesus se kop uit. Jesus se disippels was omgekrap toe hulle dit sien. Hulle sê, "Wat 'n waste! Ons kon dit vir baie geld verkoop en die geld vir die armes gegee het." What'd you do that for? Hulle het somme met die vrou begin raas. Hold on there. Maar Jesus sê, "Los haar uit! Hoekom kritiseer julle haar omdat sy 'n goeie ding vir my gedoen het? Daar sal altyd armes onder julle wees en julle kan hulle help net wanneer julle wil, maar ek gaan nie altyd hier by julle wees nie. Sy het hierdie parfuum oor my gegooi om my liggaam reg te kry vir my begrafnis. Ek sê vir julle die waarheid, oral in die wêreld waar die goeie nuus vertel word, sal mense onthou wat hierdie vrou vandag gedoen het." Wow julle, wat 'n interessante Bybelstorie. Nou, in hierdie Bybelstorie het Jesus gaan kuier in 'n plek met die naam Betanië en hy het by iemand se huis geëet toe iets baie onverwags gebeur het. 'n Vrou het ingekom met 'n beautiful houer vol baie duur parfuum. Nou, julle, as ek sê duur, dan bedoel ek duur. Hierdie parfuum was baie waardevol en kon vir baie geld verkoop word. Maar nog steeds het die vrou die houer oopgebreek en sy het die parfuum
oor Jesus se kop uitgegooi. Nou, julle imagine dit nou net gou vir 'n oomblik. Sy het nou nie net dit oopgemaak en 'n klein druppeltjie oor Jesus se kop gesit nie, en dan toe dit toegemaak en die res geberre vir later nie. Julle, sy het alles oor Jesus se kop gegooi. Sy het vir Jesus alles gegee. En soos ek gesê het, hierdie parfuum was baie geld werd. Nou, omdat dit so duur was, het party van die disippels nou ontsteld geraak en gesê, dit was nou net 'n waste, en dat die parfuum eerder moes verkoop geword het en dat die geld dan vir die armes moes gegee geword het. Nou, julle, om die armes te help is wel 'n baie goeie ding, maar hulle het iets baie belangrik op daardie oomblik gemis. Hulle het heeltemal die punt gemis. Die was haar manier om vir Jesus te wys dat sy hom liefhet. Dit was haar manier om vir Jesus te wys dat sy hom meer liefhet as geld en besittings. Dit was haar manier om vir Jesus te wys dat hy haar alles is. En dit is hoekom Jesus gesê het, wat sy gedoen het, was 'n goeie ding. Maar julle, nadat hy dit gesê het hy iets baie skokkend gesê. Hy het toe verduidelik dat sy liggaam vir 'n begrafnis voorberei het. Nou, julle, ewen die disippels het nog nie heeltemal verstaan wat Jesus hier sê nie, maar Jesus het geweet wat later daai week met hom sou gebeur. Jesus het geweet, hy sou vir ons sonde sterf. En hierdie vrou, sonder om eers heeltemal te verstaan hoe belangrik haar aksies was, het iets so amazing gedoen. En Jesus het daarvoor geëer. En hy het toe gesê dat wat sy gedoen het, sal onthou word. En ek meen, kyk net, dis duisende jare later, en ons praat nog steeds oor wat hierdie vrou gedoen het. Is dit nie net so awesome nie? I mean, 'n eenvoudige daad van liefde vir Jesus wys, en toe maak God seker dat almal van ons tot vandag toe nog oor haar praat. Nou, julle, uit vandag se Bybelstorie is daar 2 dinge wat nou regtig vir my uitgestaan het. Nommer 1 is, ons moet vir Jesus wys dat ons hom liefhet. Julle sien, baie keer sê ons is lief vir Jesus. Maar soos ons vandag gesien het, liefde is 'n aksie. I mean, kyk net na die vrou in vandag se storie. Sy het nie na Jesus toe gegaan en vir hom gesê, ek is so lief vir jou, Jesus. Maar julle, sy het eerder met haar dade vir Jesus gewys dat sy lief is vir hom. So, wat is nou 'n paar maniere wat ons nou eintlik vir Jesus kan wys dat ons hom liefhet? Miskien deur om te bid? Wat van deur om te prys en te aanbid? Of ewen God se woord gehoorsaam en Jesus eerste stel? Nou, kom ons kyk na die tweede ding wat nou vir my uitgestaan het. Niks wat ons vir Jesus doen is ooit 'n waste nie. Julle sien, wanneer ons nou bid en ons prys en aanbid en ons is gehoorsaam aan Jesus en ons kies om die moeilike dinge vir Jesus te doen wanneer niemand anders verstaan hoekom nie, dan sien Jesus dit raak. Julle sien, alles wat ons vir Jesus doen, word deur hom as iets moois gesien, en hy sal ons daarvoor beloon, net soos wat hy nou vir die vrou in vandag se storie beloon het. So, julle, met dit gesê, ek wil julle hierdie week challenge. In plaas daarvan om net vir Jesus te sê, julle het hom lief, doen iets prakties om vir hom te wys, julle het hom lief. Want dit is wat ware liefde is. Ware liefde is 'n aksie, en Jesus sal jou beloon daarvoor. Nou, is julle gereed nou om ons volgende prentjie by ons kruisgraaf te sit? Awesome, kom ons doen dit gou.
Wow, julle, dit was net soveel van om by ons kruise nou aan te las en te sien hoe ons kruise nou by mekaar kom. Nou onthou nou, as julle vandag se prentjie wil download, moet julle eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Nou, julle ongelukkig het ons nou aan die einde van dag 2 van ons heilige week journey gekom, maar ek wil nou hê julle moet excited raak. Want julle, môre gaan ons sien hoe Jesus iets baie onverwags doen. Maar voor ons gaan, kom ons bid gou eers. Liewe Jesus, dankie dat U ons harte sien en dat niks wat ons vir U doen ooit 'n waste is nie. Help ons asseblief om U met ons hele hart lief te hê, net soos die vrou in vandag se storie. Help ons ook asseblief om ons liefde vir U elke dag te wys deur ons dade. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê amen. So okay julle, dis ons les vir vandag. Moenie vergeet om ons nou môre te join vir dag 3 van ons heilige week nie. En onthou, niks wat jy vir Jesus doen is ooit 'n waste nie. Bye bye julle.